Baie welkom by vandag se aanlyn preek. Ons sluit vandag ons reeks af oor die rigters. Nou die rigters was leiers in Israel gewees. Die boek Rigters vind ons na die boek Josua. En dit speel af oor 'n 300 jaar tydperk terwyl die volk van die Here vestig in die beloofde land. En soos hulle vestig, word hulle deur rigters gelei. Hulle het nog nie 'n koning gehad nie. En ons sien in die boek Rigters dat daar nogal 'n interessante siklus is wat aanhoudend herhaal en ons het by elkeen van ons preke hieroor gepraat, maar ek vat dit net weer vinnig saam. Die siklus lyk as volg. Die volk van die Here vestig in 'n spesifieke area. Dan doen hulle wat verkeerd is in die oë van die Here. Dan stuur die Here 'n ander volk om hulle te verdruk. Dan roep hulle uit tot die Here. Sê Here, help ons. Dan kom God en hy stuur iemand, 'n rigter, om hulle te bevry. Nou hierdie rigters was alles behalwe perfek gewees. Hulle was gewone mense wat buitengewone dinge gedoen het. Maar hulle was beslis ook nie perfek nie. Hulle het eintlik ten spyte van sekere goed groot dinge gedoen. Ten spyte van tekortkominge, ten spyte van vrese, ten spyte van twyfel, ten spyte van hulle verlede, het hulle iets groots vir die Here gedoen, bloot omdat hulle gehoorsaam was. Nou soos ek gesê het, ons sluit die reeks vandag af, met seker die bekendste van almal, Samson. Nou as ek aan Samson dink, dan dink ek hy was van die enigste rigters wat nogal naby aan superhero status was. Want hy het hierdie besonderse krag gehad. Hy was sterk. Wanneer die gees van die Here oor hom gekom het, was hy geweldig en buitengewoon sterk. Ons lees dat op 'n stadium het hy en sy ma en sy pa iewers heen gereis en 'n leeu het hulle aangeval en hy het hierdie leeu met sy kaal hande verskeur en doodgemaak. Ons lees dat hy op 'n stadium 300 jakkalse gevang het. Op 'n stadium toe raak hy kwaad en hy verloor sy meer en hy gryp 'n donkie se kakebeen en hy maak 1000 Filistyne dood. Hy, man alleen. Ek meen, dit is behoorlik 'n superheld. Maar ten spyte van hierdie besonderse gawe wat Samson gehad het, het hy die geneigtheid gehad om gereeld die verkeerde keuses te maak. En hierdie keuses het hom altyd teruggehou en hom baie keer gekos in sy lewe. Nou sy verhaal lees ons van in Rigters 13 tot en met 16. Ons gaan gedeeltes hier uitlees, ons gaan gedeelte van die storie vertel en ons gaan 'n paar toepassings maak oor Samson, wat ten spyte van sy keuses nog steeds deur God gebruik is. Kom ons lees saam die begin van sy verhaal. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het hulle 40 jaar lank oorgegee in die mag van die Filistyne. Daar was 'n man uit Sora, uit die stam van Dan. Sy naam was Manoag. Sy vrou was kinderloos. Die engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê: "Jy's nou kinderloos, maar jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet jouself goed oppas en nie wyn of bier drink nie en ook nie iets onrein eet nie. Trouwens, jy's reeds swanger. Jy sal 'n seun in die wêreld bring, sy hare mag nie geskeur word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne." Daai laaste sinnetjie. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. Die eerste gedagte wat ek wil maak is, God droom oor ons almal se lewens. In hierdie geval ook van Samson, die geboorte van hierdie jong rigter. Hy sê, ek droom oor hom. Hy sal die Israeliete begin verlos uit die mag van die Filistyne. God sit in elke mens se lewe potensiaal. God sit dit in Samson se lewe, hy sit dit in ons lewe ook. Elkeen van ons, God droom oor ons. En hy sit in elke mens op hierdie aarde potensiaal. Nou besef ek,
dat dis nie altyd so maklik om jou potensiaal uit te leef nie. Jy kan dalk in groot armoede gebore word. Jy kan dalk in 'n oorlog getuisterde area gebore word. Jy kan dalk agtergeblewe wees. Allerhande uitdagings beleef en dan is dit nou moeilik om hierdie potensiaal uit te leef. Maar ek het al agtergekom dat daar is selfs mense wat in moeilike omstandighede groot geword het, maar wat nog steeds 'n keuse gemaak het om hulle potensiaal uit te leef. Want ek dink 'n groter faktor in die uitleef van jou potensiaal as jou omstandighede is die keuses wat jy maak. Ja, omstandighede speel 'n rol. En daar is sekere mense wat haglike omstandighede het, maar daar is sekere mense wat 'n keuse maak om ten spyte van hulle omstandighede, ten spyte van hoe hulle gebore is, ten spyte van waar hulle self bevind of wat hulle tekortkominge is, nog steeds uit te styg. Maar dit is ook ons keuses wat baie keer hierdie droom wat God oor ons lewe droom, kan in die wiele ry. Dit is die keuses wat ons maak, wat ons of terughou, of ons vorentoe vat. Dink byvoorbeeld aan iemand wat potensiaal het om te gaan studeer op universiteit, en hierdie jong seun ontmoet die verkeerde vriende, en saam met hierdie vriende maak hy verkeerde keuses. Hy hou op werk, hy hou op om hard te leer, en hy mis uit op die geleentheid. Jy dink aan die keuse wat 'n jong meisie maak om in 'n verkeerde verhouding betrokke te raak, en dit haar lewe kan heeltemal ontspoor. Ons dink aan die keuse wat mense maak om sekere gewoontes in hulle lewe toe te laat, en hoe hierdie gewoontes deel van jou lewe en later verslawings word. Die potensiaal is daar, die droom is daar, maar die keuse ontspoor dit. Daar's so baie dinge. Dink byvoorbeeld aan iemand wat die potensiaal het om in hierdie lewe te leef en in oorvloed te leef, maar maak heeltyd die verkeerde finansiële keuses. En op die einde sit jy in skuld, sit jy op 'n plek waar jy nie wil wees nie. Dis die keuses wat ons maak, wat vir die meeste van ons of terughou in die lewe, of vorentoe vat. Verander nie die feit dat God potensiaal in ons sit nie. Verander nie die feit dat God oor ons droom nie. Daar's so 'n mooi gedeelte in Psalm 139 wat juis oor God wat oor ons droom praat. Dan sê hy, ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar gewewe is diep in die moeder se skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Weer hierdie laaste gedeelte. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Wat 'n mooi digterlike beeld wat Dawid hier gebruik. Dis amper asof hy wil sê, God het neergeskryf, hy het gedroom en hy het neergeskryf oor my en jou lewe. En dit is so. Ons het potensiaal, maar ons moet let op ons keuses. Die tweede gedagte wat ek uit hierdie storie van Samson wil haal, is dat gawes sonder dissipline vernietig. Soos reeds genoem, Samson was baie sterk. Hy was buitengewoon sterk. Ons weet van die donkiekakebeen en van die jakkalse en van die leeu, maar is 'n ander storie wat hy die stad Gaza besoek. En op sy besoek daar lê van die Filistyne hom voor buite die stadspoort om hom dood te maak. En as 'n hele klomp wat hom wil verras en wil oorval, en dan lees ons die volgende, net om 'n idee te gee van hoe sterk hy was. Toe staan hy op, vat die stadspoort se deure met hulle kusyne en ruk hulle so toegesluit uit. Hy het alles op sy skouers teen die berg reg oor Hebron opgedra. Man, dit is sterk. Ek dink sy aanvallers het maar doodstil tussen die gras bly lê en niks gedoen nie. Maar binne in Samson se lewe kom ons agter dat daar was hierdie gebrek aan dissipline. Hy het 'n probleem gehad met die teenoorgestelde geslag, moreel, seksueel. Hy het gereeld daai verkeerde keuses gemaak. Hy het 'n probleem met sy humeur gehad. Daar was nie dissipline in sy lewe nie.
En dit het in 'n groot mate gemaak, dat hierdie gawes wat hy het, nie tot sy reg kon kom nie. Ek en jy ontvang ook gawes van die Here. Maar as ons nie met dissipline en die regte dissipline daarmee gaan werk nie, gaan dit nie beter word nie. Ons almal ontvang gawes, maar dit is met dissipline wat jy dit beter maak. Jy kan goed met 'n bal wees, maar as jy nie aanhoudend daai sport gaan beoefen en sekere oefeninge doen nie, gaan daai gawe nêrens uitkom nie. As daar gebrek aan dissipline is, gaan jy daai gawe verloor. As jy goed is met musiek, goed is met syfers, goed is met woorde, goed is met mense, jy het nodig om dissipline in jou lewe te bou, sodat hierdie gawes tot sy reg kan kom. Maar ook dissiplines wat jou verhoed van om verkeerde goed te doen. Ons praat baie keer van, as jy wil finansiëel vorentoe gaan, moet daar finansiële dissiplines in jou lewe wees. As jy wil gesond wil leef, moet daar sekere gesondheidsdissiplines in jou lewe wees. En 'n gebrek daaraan, jy kan hoeveel talent hê, as daar nie dissipline in jou lewe is, wat hierdie gawes ondersteun nie, is dit gevaarlik. Iemand het eenslag gesê, sometimes your charisma can take you places, but your character must sustain it. As daar nie dissipline in jou lewe is, en jy nie sekere donker kolle van jouself onder beheer het nie, kan dit jou ruïneer, al het jy hoeveel gawes. En dit bring my by die volgende gedagte, dat baie keer is dit kompromie wat jou swakker maak. Ons sien in Samson se lewe, dat hy kompromie aangegaan. Op 'n stadium sien ons, dat hy besluit, hy wil na Gaza toe gaan, en daar by 'n prostituut ingaan. Dis 'n verkeerde keuse. Dis 'n kompromie wat hy aangaan as iemand wat aan God gewy is. Wat weet wat God daaroor sê. Maar hy het nie net een oggend opgestaan en dit gebeur nie. Jy weet, van waar hy gebly het tot by Gaza was dit 40 kilometer. So hy moes opstaan, 'n besluit neem. Hy moes stap, dalk was dit 'n 2 dae stap, om daarby uit te kom. En in sy kop het hy reeds besluit, soos hy stap, ek gaan kompromieer, ek gaan dit wat ek weet wat ek nie moet doen nie, gaan ek doen. En ek gaan hierdie kompromie aan. En so kom ons ook agter met, toe Delilah in sy lewe kom, het Delilah gereeld by hom gevra en gesê, Samson, sê vir my, wat is jou geheim? Sê vir my, wat maak jou so sterk? Nou die geheim was, sy hare moes nie afgesny word. Maar dan lees jy in hierdie verhaal hoe hy sê, jy moet my so vasbind, en dan gaan ek so swak soos enige, of so sterk soos enige ander man wees. En dan doen hulle dit, en dan sê sy, die Filistyne is hier, en dan ruk hy die toue los. Dan sê hy, nee, jy moet my met hierdie tipe toue vasbind. En dit is asof hy elke keer 'n kompromie aangaan, en al hoe nader kom, aan waar hy alles weggee vir haar. Die derde keer sê hy vir haar, jy moet my hare vleg in 'n weefpen sit. So hy sal nader aan die hare ding. Maar dit is nog nie daar nie. Totdat hy vir haar sê, weet wat is my geheim? Ek mag nie my hare afskeer. En dan skeer sy hare af. En hy verloor sy krag. Hierdie keuse wat hy maak, om 'n kompromie aan te gaan. Niemand van ons staan op en besluit vandag, ek wil in 'n buite-egtelike verhouding betrokke raak. Of ek wil my gesondheid verwaarloos. Of ek wil hierdie gewoonte in my lewe kweek, wat my weg van God afvat, wat my vasbind. Of ek wil in skuld opeindig nie. Nee, dit gebeur een kompromie op 'n slag. Dis een gesprek, is een flirtasie, dis een aankoop wat jy nie moet doen nie. Dis een gewoonte wat jy nie 'n tweede of 'n derde keer moet doen nie. Wat jy van weg moet draai. Dis hierdie een kompromie na die ander. Want swak situasies oorval ons nie, dit gebeur bietjie vir bietjie. En op die ou einde hierdie kompromie wat Samson aangaan, bring hom op hierdie plek wat hy alles verloor. Luister wat sê die teks. Toe sê sy, die Filistyne is hier, Samson. Hy het wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Jy sien, baie keer met kompromie dink ons, dis nie so erg nie. Ek sal soos die vorige keer, ek het dit, ek kan dit hanteer. Ek sal soos die vorige keer hier uitkom. Maar ons besef nie op 'n stadium, dat ons kompromie ons te ver gevat nie.
Die Filistyn het hom gegryp, sy oë uitgesteek, hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. Hy verloor sy oë, hy verloor sy waardigheid. Hy beland in die tronk, in die hande van die Filistyne. Daar doen hy donkiewerk, hy maal die meel, hy loop in die ronde, 'n werk wat 'n donkie gedoen het. Net omdat hy die een kompromie op die ander een aangegaan het. Wat so kompromie het jy dalk al aangegaan? Wat is daar wat jy moet ophou doen? Sê ek kan nie in hierdie rigting aangaan, wat my finansies, wat my verhoudings, wat my verhouding met God betref. Ek kan nie. Ek moet stop en ophou om 'n kompromie aan te gaan. Want dis die goeie nuus. Jy kan, ten spyte van waar jy is, die regte keuse maak. Ons sien dat Samson land in die tronk en die Bybel sê sy hare het weer begin groei. Op 'n slag, toe hou die Filistyne 'n fees ter ere van hulle god Dagon. En toe die fees op sy lekkerste is, toe voel hulle dit sal nou goed wees om Samson te laat kom. Hierdie een sterk man wat nou so swak is, sodat ons met hom die spot kan dryf. En dan kom Samson uit en hy gaan staan so by 2 pilare wat as 'n stit dien vir die paviljoen waarop al hierdie Filistyne is. En hy bid die volgende. Toe roep Samson tot die Here. Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Samson het die 2 middelpilare waarop die tempel rus vasgevat en teen hulle geleun en met sy regterarm om die een en sy linkerarm om die ander. Toe sê hy, laat my sterf saam met die Filistyne. Hy het met al sy krag getrek en die tempel het ingeval op die leiers van die Filistyne en op die mense daarin. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy hele lewe. God gee hom 'n tweede kans. En daai tweede kans wat hy kry, is letterlik die regte keuse te maak. Weet jy, ek en jy is een keuse weg van 'n beter lewe. Jy's dalk vasgevang in iets, dalk moet jy dit erken. Jy moet dalk kies om daaroor te praat. Jy moet dalk kies om hulp te kry. Jy moet dalk kies om teenoor die Here te bely. Jy moet dalk kies om nee te sê, jy moet dalk kies om ja te sê. Jy moet dalk kies om iets op te hou doen, jy moet dalk kies om iets te begin doen. Dis net een keuse weg. Want partykeer die een regte keuse vat jou na waar jy moet wees. Want onthou, ons het potensiaal. Maar dit was die keuses in Samson se lewe wat amper gemaak het dat sy lewe ontspoor het. Kom ons bid saam. Here, ons wil graag in ons lewe die regte keuses maak. So daarom bid ons dat U ons sal help daarmee. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees, dat ons weer by mekaar kom. Amen.